Terwyl ons so sit, kom ons sing van God se teenwoordigheid. As ek hier buite kan so reën, elke druppel water, onthou net God kan water gee. Ons kan maar hoor en ons kan maar dit en ons kan maar wolke wat nie maak, maar is net God wat water gee, dit is die lewe. Ons sê, sing van God se teenwoordigheid, Lied 1:9, die eerste en die tweede vers. Ons begin hierdie diens en sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek groet u in die naam van God die Enig, genade, barmhartigheid en vrede aan elkeen van u tot in alle ewigheid. Ons gaan 'n loflied sing, daardie mooi engelelied wat gesing is die Here gebore is, eer aan God. Lied 367, kom ons staan en dan sing ons dit rustig neer. Amen.
Kom ons buig die hoofde in gebed voor die Here. Here, soos die riviere vol is, soos die damme vol word, soos die water groeikrag gee, as gevolg van die reën wat U vir ons skenk, so loop ons harte oop van hierdie mildelike liefde en genade wat ons van U ontvang. In hierdie tyd is ons juis bewus van U koms na hierdie wêreld. Here, ons het so pas aangesluit by die engele wat gesing het, vrede op aarde. Ja, Here, U het 'n welbehaag in hierdie mensdom. En daarom het U seën gegee en ons loof en ons prys U daarvoor. Ja, eer aan God en wie ons het welbehaag het. Dankie, Here, vir die moontlike reën. Dankie, Here, vir soveel ander genade. Dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hier in U teenwoordigheid in hierdie kerkgebou kan wees. Here, ons bid vir hulle wat nie hier kan wees nie. Hulle wat die voorreg het om reeds op vakansie te kan wees. Vir ons jong mense bid ons, Here, dat hulle verantwoordelik sal wees, dat U, Here, in die groot genade steeds die hand van behoed en bewaring oor hulle, oor elkeen sal hou. Ons dink in die gevaarlike paaie, Here, dat mense geduldig sal wees, getrou aan U, die wat verkeersreëls sal nakom. Dankie daarvoor. Here, daar is soveel mense wat siek is, soveel mense wat gehospitaliseer is, waarvan ons eie mense uit die gemeente uitgesonderd is. Bid ons, Here, dat hulle nie bewus sal wees van U liefde en U teenwoordigheid. Ons bid vir die gesinne, Here, wat geliefdes verloor het in hierdie tyd. Terwyl almal opgewonde en vrolik is hulle hartseer oor die verlies en die gemis van hulle geliefdes. Wil U daar wees, Here? Wil U ook vanmôre met elkeen van ons spreek? Wil U saam met ons gaan? Ons vra ons ontvang dit, alles maar alleen. In die naam van Jesus Christus, wat gebore is in Bethlehem, wat ons as 'n hemelvaart nie alleen gelaat het nie, vir ons sy Gees gegee het. Seën ons saam wees, Christus naam alleen. Amen. Ons skriflees, broers en susters, kom daar uit Matteus 2 uit. Matteus 2 en vanmôre se tema is dan juis in aansluiting by hierdie kindermoord, die toneel van die massamoord op onskuldiges. Maar kom ons lees die gedeelte. Jesus Christus is nou gebore en die herders of die wyse manne uit die ooste kom daar verby. Hulle maak 'n draai by koning Herodes. Hulle vertel vir hom van hierdie koning wat gebore is. En dan kom die boosheid in Herodes uit. Kom ons lees die gedeelte. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, en dit kom in Jeremia 31. 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is. Tot sover toe. Geliefdes, ek wil vanmôre begin met 'n vraag dat u iets moet doen. Sê maar dat jy die wonderlike gawe besit om
te kan skilder. Jy kry die opdrag om 'n skildery te maak wat Kersfees uitbeeld, 'n Kersfees toneel. Wat sal daardie toneel wees in jou skildery? Gaan dit iets sags, romanties wees? Miskien 'n Kersboom, liggies, heel goed. Gaan dit 'n toneel wees van Bethlehem, met miskien 'n ster bokant daar in die dorpie? Gaan daar kerse wees? Gaan die skildery dan die staltoneel uitbeeld? Daar waar 'n moeder Maria, haar pasgebore kindjie liefdevol in haar arm sou vashou, vir hom glimlag, met die diere daar in die stal, die krib daar in die agtergrond. Gaan die skildery dalk die herders van die oop velde uitbeeld, hulle met hulle kamele so aangepomp. Dalk met die engele daar op die agtergrond van die engele het ons gesing, sê die eerste weer vir ons. Dink jy hoe sal die skildery lyk? As 'n ander kant van die saak, as 'n ander skildery. Hierdie skildery is geskilder deur 'n ou met die naam van Jon op Ny, 1824. Dis 'n vrou wat vreesbevange agter 'n klipmuur wegkruip. Daar agter kom iemand met 'n swaard in die hand aan. Daar lê reeds 'n kind op die trap by hierdie moeder aan die linkerkant. Is op 'n vlug. Sy gaan nie wegkom nie, want daai ou agter haar is agter haar. Wanneer dit by die Kerstyd kom, die toneel daar in Bethlehem, is daar ook die toneel van die massamoord van die kinders in Bethlehem. Hierdie skildery staan bekend as die Scene of the Massacre of the Innocent in Afrikaans, die toneel van die massamoord of slagting op onskuldige 2-jarige en jonger seuns. Hierdie skildery beeld hierdie massamoord uit waarin Bethlehem. 'n vreesbevange moeder wat haar kind probeer beskerm, om vashou en weghou van die dood af. Die vrou in die skildery kruip letterlik in 'n hoekie weg. Sy's vasgekeer. Sy's uitgelewer en het nêrens omheen te hardloop nie. Let op sy skaalvoet, wat iets van haar weerbaarheid, van haar blootstelling en haar omstandighede uitbeeld. Dan, net vir 'n oomblik, en dis hierdie oomblik wat uitgebeeld word, is die chaos aan die muur, dis so 'n bietjie verwyder. Die hardlopende mense, die teregstellers van kinders, die moordenaars, net vir daardie oomblik is hulle een kant toe geskei, want dit gebeur so eentjie van haar af. Dan is dit die vrou
wat vir ons kyk. Kyk na daardie gesig. Wat sien jy in daardie gesig? Daardie vrou se oë is op my en jou gerig. Sy kyk vir ons. Ek sien iets van vrees in haar oë. 'n vraag. Is jy die een wat saam met Herodes die kinders doodmaak, deelneem aan hierdie massamoord? Of aan die ander kant, is jy die een wat gaan kom help om haar kind te red? Ek sien in haar gesig 'n verwyte. Die vrou kyk verwytend na jou en my. Sy vra met haar oë, met haar uitdrukking, hoe kan jy toelaat dat so iets gebeur in hierdie wêreld? Hoe kan jy toekyk terwyl hierdie moord op onskuldige kinders plaasvind? Hierdie skildery, ons teksgedeelte, wil vir ons vra, wie is jy? Is jy aan Herodes se kant deel van die moordenaars? Of is jy die redders, die wat uitkoms bring? Nou ek dink dit moet voor die ontligging te wees wie ons is, as hy vrou na ons kyk. Sy moet ons te weet as ons as Christene is ons mense wat vrede bring. Miskien is haar verwyd daarin geleë dat sy vir die Christene juis wil vra. Maar hierdie God van julle, hoe kan God dit toelaat? Hoe kan God net vir Josef en Maria kom waarsku om te vlug na Egipte toe? Hoe kan dit gebeur? Jy sien, dis nie vir haar duidelik nie. Alhoewel ek voel, dit moet vir haar duidelik te wees wie ons is, maar wie sy kyk. Dis haar dilemma. Ons leef in 'n wrede wêreld, vol Herodese, mense wat net wil verwoes, doodmaak sonder om 2 keer te dink. Mense wat wreed is. Dit laat ons met 'n probleem. Dit laat ons met 'n probleem van dit wat die engele gesê het toe Jesus gebore is. Eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Vrede op aarde, is dit hoe die vrede lyk, wil hierdie vrou vir jou of vir my vra. Hierdie vrou is vasgevang in hierdie wêreld. Sy is letterlik in 'n hoek gedryf. Sy ervaar daardie ding dat die Herodese en die soldate onder hom, wat net hulle opdragte uitvoer, hierdie vrede op aarde wat Jesus wil bring,
of gebring het, dat hulle dit wil vernietig. Hulle het mag, hulle doen dit dan ook. Ons teksgedeelte sê dit vir ons baie duidelik. So, in hierdie lewe leef ons juis onder hierdie donker wolk, die dood wat sy skaduwee oor die lig probeer werk. En dan gebeur hierdie goed. Ek wees die lydende party, die onskuldige van die onskuldiges, die kinders in hierdie verhaal. Maar daar's hoop. U en ek moet die helpers wees, wat hierdie vrede bring. Ons moet die nood verlig. Ons moet uitkoms kom gee. Ek en jy moet daardie vrede, daar waar jy 'n invloed het, moet ons hierdie vrede uitleef. Ons moet dit uitdeel. Want daar's baie mense wat so in 'n hoek sit. Mense moet as hulle ons sien, nie wonder aan wie se kant is ons, aan die Herodese van hierdie wêreld nie. Nee, ons is Christus se kinders. Ons is kinders en navolgers van die een wat die vrede gebring het. Dit staan vas, alhoewel ander mense dit probeer uitwis, verwoes. 2000 jaar terug het dit in Bethlehem gebeur, dieselfde Bethlehem waar Jesus gebore is en omstreek is in ons teks. Dit net een keer gebeur. Op 1 September 2004 storm swaar gewapende militante vegters 'n skool in Beglan, Rusland binne. Hulle neem 1300 kinders, onderwysers en ouers gijslaar. Hulle bondel hierdie groot mense almal saam in die skool se gimnasium wat meer is. Hulle pomp plofstof reg rondom hierdie gimnasium, buitekant en binnekant. Die gijslaars word vir 3 dae aangehou op die wreedste moontlike manier. Hulle kry niks om te eet nie, niks om te drink nie. En die ergste van alles, hulle mag nie sit nie. Hulle mag net staan. Die kinders en die groot mense val nader flou, want dit is verseggend warm in daardie saal. Hulle mag nie met mekaar praat of mekaar help nie. Gelukkig tot op daardie stadium sterf niemand nie. En dan bestorm die Russiese magte hierdie skool. Die plofstof word afgesit en 385 mense, waarvan die meeste kinders is, sterf. Hierdie moeder sou ook kon inpas in die hoek van daardie gimnasium, op daardie massamoord plaasvind. Sy sou inpas ook op baie ander plekke in ons eie tyd, vandag, in ons eie dorp, ons omgewing, ons land en hierdie wêreld. Maar nood
sy dalk angstig lyk, maar haar hulp geroep, haar wens om gehelp te word, sal presies dieselfde wees. Haar gesig sal steeds vra, help my, jy's daartoe in staat, jy is die kind van die vredevors, help my. Hierdie vrou se gesig kan net sowel die gesig van 'n bejaarde wees, wat alleen en eensaam is, wat dalk op Kersdag alleen gaan sit. Haar gesig kan dalk die wees van 'n man wat sy werk verloor het, geretrench, en hy kry nie meer werk nie. Haar gesig kan dalk die wees van 'n familie, 'n eggenoot, wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, en dalk hierdie Kersfees die eerste keer alleen gaan wees. Haar gesig kan dalk die wees van 'n sieke wat opgedoen het, of een of ander terminale siekte. Kan wees, haar gesig kan die wees van 'n skoolkind wat dalk sy skooljaar moet herhaal. Kan die gesig wees van 'n verslaafde, iemand wat misbruik is, iemand wat hoop verloor het. Haar vraag sal steeds wees, help my. Ons kan dit doen, want ons is kinders van die Here. Onthou Jesus Christus as papbabietjie was blootgestel aan hierdie selfde geweld en moes sy ma en pa inderhaas na Egipte vlug. So is die verlosser van hierdie wêreld gespaar, maar hy ken die wreedheid, hy ken die Herodese, hy ken die nood van hierdie wêreld. Daarom, ek gaan nou afsluit, daarom broers en susters, onthou gerus die staltoneel. Onthou vir moeder Maria, as sy vir Jesus liefdevol vashou. Dan die sterrekykers wat kon sê, die verlosser is gebore. Maar onthou ook hierdie Kersfees, dat daar ook ander moeders en vaders is, wat in hierdie tyd in 'n hoek sit, wat vra. Ons is daar om vrede te bring. Hierdie jaar gaan ons maar net weer Kersfees vier, of gaan ons vir iemand Kersfees bring. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, U ken elkeen van ons se gedagtes. Here, ons kan so maklik in hierdie tyd van vreugde, Kersfeestyd, van vakansie, luidrugtige joligheid, kan ons vergeet van hulle wat in nood verkeer. Help ons, Here, dat mense nie oor ons sal wonder of ons
saam met die uitbuiters en die moordenaars en die blinde laraars, en of ons van hom gaan wees. Help ons in die getuies te wees op so 'n manier, dat mense die vrede wat U bring, sal sien en sal ervaar. Help ons om binne ons eie vermoë, juis dit te doen, wat U gekom het om te doen. Dankie Here dat ons kan uitsien na Kersfees. Ek wil bid vir ons gemeente, ek wil bid vir elke lidmaat, vir die enkele besoekers wat ek vanmôre hier sien. Ek wil dan nie opdra en die voete kom weer plaas. Here, U ken elkeen se omstandighede, elkeen se hart, elkeen se gedagtes. Wil U gee dat U vrede oor ons lewens sal spoel, dat ons beker sal oorloop van die liefde wat U vir ons gee. Help ons, lei ons daartoe. Dankie dat U ons so liefgehad het, dat U U seun na hierdie wêreld het gestuur vir ons. In hierdie brede, chaotiese wêreld, ons vra ons ontvang dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, die dankoffers word nog steeds by die Here opgeneem. En daarom gaan ons nou ons slotlied sing, die 332, vers 1, 2 en 3. God is liefde, so oneindig, sien die nood van sondaars raak. En God stuur vir hulle die Christus, wat van sondaars kinders maak. Kom ons staan en dan sing ons die 3 verse van hierdie lied, en dan bly jy daarna staan om die seën te ontvang en die amen te bring. Dis dit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen wees. Mooi dag, kan ons met jouself. Tot ziens.